Dis die laaste dag van die jaar, kan julle glo? Wat beteken ons is nog 'n keer om die son? As jy mooi kan onthou, het ons in September 'n episode oor die maan gedoen, so dit sal net regverdig wees om die son ook sy plekkie in, wel, die son te gee. Ek het ruimtefisikus Dr. Roan Steyn teruggenooi om sy kundigheid met ons te deel, aangesien hy in son- en heliosferiese fisika spesialiseer. My naam is Hazel, welkom by Kompas. Kompas. Kragvers en knetterend. Dr. Roan, baie welkom terug. Dis lekker om jou by Kompas te hê. Baie dankie Hazel, dit is lekker om hier by jou te kuier vanaand. Ek moet sê, hoe meer ek nou my navorsing gedoen het om die vrae vir hierdie episode uit te werk, hoe meer kon ek verstaan hoekom jy doen wat jy doen, want ja, dit is regtig wonderbaarlik, dink ek is die enigste woord. Ja, absoluut. Nee, ek dink ruimtefisika oor die algemeen, astrofisika, enige wetenskap wat met die ruimte te doen het, is regtig fascinerend. Dis nie aldag maklik nie, maar dit is baie lekker om dit vir 'n lewe te kan doen. Ek kan myself net indink, so as iemand nou by die huis luister, een van ons jong luisteraars, wat sal jou raad wees vir hulle as hulle in jou voetspore wil volg? Hoe weet hulle of dit vir hulle is en waar begin 'n mens? Ja, dit is 'n baie goeie vraag. Ek dink die beste is dat jy moet daai brandende passie binne in jou hê om die wêreld om jou te probeer verstaan op 'n wetenskaplike manier. Ek wil amper sê baie mense raak verlief op wetenskap, en veral ruimtefisika wat jou gedagtegang heeltemal kan oorvat, maar die taal van fisika is eintlik maar wiskunde. So ons kan nie wetenskap praat as ons nie die taal van wiskunde gebruik nie. Dit beteken 'n ou moet regtig nogal vaardig wees in wiskunde. Want maak nie saak in watter wetenskap mens ingaan nie, jy gaan wiskunde moet gebruik. Nou dit beteken glad nie as jy nou nie goed is met wiskunde nie, beteken dit nie dat jy hoef nie goed te bly nie. Ons almal het op 'n stadium gesukkel met wiskunde. Maak nie saak wie of wat jy is nie. So dit behoort nie in jou pad te staan nie, maar die realistiese antwoord is net dat mens gaan nie wegkom van die wiskunde af nie. Ek het by 'n jong ruimtefisikus ook ingeloer om sy stem te laat hoor. Hier is wat hy te sê gehad het oor een van sy grootste passies. Hi RSG, my naam is Richard en ek is 'n 24-jarige en 'n finale jaar meesterstudent in astrofisika hier by die Noordwes Universiteit op die Potchefstroom kampus. Ek het my graad in fisika en inligtingstegnologie voltooi en daarna my honeurs in fisika gaan doen. Nou fokus ek op my meesters waar ek groot vraagstukke met die LCD-teleskoop by Sutherland probeer beantwoord. My liefde vir ruimte het begin, ek dink toe ek in graad 3 was. Ek moes 'n toespraak doen oor een van my helde en ek het besluit om dit te doen oor Mark Shuttleworth. Hy was Suid-Afrika se eerste ruimtevaarder en dit het my oë heeltemal oopgemaak vir die wonder van die heelal. Van daardie oomblik af het ek het net geweet dat hierdie is die rigting waarin ek wil gaan vir die res van my lewe en die roete wat ek wou volg. Die ruimte of die heelal het soveel om te bied. Van die raaisels van swart gate tot die besonderhede van sterrevorming. Dit is definitief iets wat my elke liewe dag fascineer om dieper te delf en om meer te leer. Na my studies wil ek graag deel wees van die Suid-Afrikaanse groot teleskoopspan daarso in Sutherland. Nou dit sal 'n droom van my wees om by te kan dra tot die navorsing en die ontdekking van die wonders van die ruimte vanuit ons eie land af en uit ons eie wêreldklas teleskope. As jy ooit meer wil weet, moedig ek jou aan om bietjie te gaan gesels met die mense by die Ruimtewetenskapsentrum hierso op die NWU kampus. Ons het 'n paar briljante mense hierso wat jou kan help en vra vragies. Ek dink dis die belangrikste ding wat 'n mens in ag moet neem, want immers is dit presies wat ons hierso doen, net op 'n bietjie van 'n groter skaal. As jy belangstel in 'n ruimtewese, hopelik sien ons jou in die bedryf binnekort. Kom ons spring weg met my eerste vraag oor die son. Hoe het die son gevorm? Dit is 'n fascinerende ding om aan te dink. So ek dink die eerste ding wat mense moet besef is dat die teorie wat ons bymekaar sit, is maar gebaseer op die klein blokkies, soos byvoorbeeld ons aanvaar dat die fisika en die chemie en die wiskunde wat ons hier op die aarde sien en sien wat werk, gaan ons aanvaar werk in die ruimte ook. So niemand was daar om te sien hoe die son gevorm is nie, maar ons het ook daarom nou teleskope en die modelle op die aarde om te kan sien wat in die buitenste ruimte gebeur met ander sterre wat dalk gevorm word. So hierdie is ons, soos hulle in Engels sê, our best guess.
So die ruimte is nie leeg nie. Daar word baie keer vir ons verduidelik dat die ruimte is 'n vakuum en daar's absoluut niks aan die gang nie, maar dit is nie waar nie. Daar is baie materiaal in die ruimte, baie elektrone, protone, daar is waterstof, helium, stikstof ensovoorts. Die digthede is natuurlik baie laag, maar hulle is daar. En dan wat gebeur is dat daar's baie golwe wat deur die ruimte beweeg. Gravitasionele golwe as skokgolwe van ander ontploffings wat in ander dele van ons heelal gebeur het. En wat gebeur is dat wanneer hierdie golwe deur die ruimte beweeg, dan pers dit van hierdie materiale saam, waar jy stofdeeltjies en klippe en waterstof en helium en so aan bymekaar het. En dan soos hulle bymekaar klomp, as mens dit so kan stel, veroorsaak dit 'n gravitasieveld. En hoe groter die gravitasieveld, hoe nader kom die ander goeters. Dis amper soos 'n weghardloop proses waar jy dan ek wil amper sê hierdie stersop, sonnestelsel stersop veroorsaak. En dan val hy nou in plat op mekaar as gevolg van die gravitasie. Dit begin in die rondte draai as gevolg van die behoud van momentum. En dan gaan die temperatuur en die druk tot op so 'n mate op, dat op 'n stadium, as 'n mens dit nou in absolute gewone Afrikaans kan sê, soos wat mense sê 'n kar vat, net so het die son op 'n stadium, al daai materiaal het op 'n stadium gekom waar die temperatuur en druk so groot is, dat hy dan amper soos 'n vuurhoutjie vat. En die oomblik toe dit gebeur, vir hom om in hidrostatiese ekwilibrium te bly, is daar dan nou 'n sonwind wat wegbeweeg van die son af, en dit maak toe nou die binnesonnestelsel, skoon van al die ander materiaal wat daar is, en daar sit jy dan, is eintlik maar met 'n ster, wat ons dan nou maar die son noem. En dit is ons beste, op hierdie stadium, ons kan dit nie oordoen in 'n laboratorium nie, ons kan nie 'n klein sonnetjie in 'n laboratorium maak nie, maar ons kan sien wat ons in die buitenste ruim met teleskope sien, en ons kan, baie van hierdie goeders kan ons dan nou uitwerk, en dit is die beste prentjie wat ons op die oomblik het. So, net om dinge vir ons 'n bietjie in perspektief te sit. Hoe warm is die son, en ek neem aan dis anders by die kern as by die oppervlakte? Ja, die temperatuur van die son is 'n vreeslike interessante deel van die son. Dis fascinerend, want die kern, die heel binnekant van die son, is min of meer 15 miljoen grade Celsius. So dit is wat 'n mens verwag, is baie warm in die kern van die son. Dan die volgende laag net buitekant die kern, noem ons dan die bestralingszone vir klomp redes, en dan sy temperatuur val 'n bietjie, dan is dit so op 7 miljoen grade Celsius, 2 miljoen grade Celsius. En dan kom ons by die interessante deel van die binnekant van die son wat ons die konveksiesone noem, en hy is omtrent ook so 2 miljoen grade Celsius. En dan kom ons op die oppervlak van die son, en dis eintlik nou waar dit baie interessant raak. Die oppervlak van die son wat ons die fotosfeer noem, is maar 5000 grade Celsius. En dan bly dit so vir 5, 6, 7000 grade Celsius in miskien in die eerste 100, 200 km bo die oppervlak van die son. En dan kry ons wat ons noem die transisiegebied, en dan beweeg ons in die atmosfeer van die son in. En die atmosfeer van die son is weer 2-3 miljoen grade Celsius. So dit is wat ons die warm korona probleem noem. Dit is een van die groot vrae in sonfisika wat nog nie presies reg geantwoord is nie, is hoe is dit dat jy so 'n koue oppervlak het, en dan hoe hoër jy gaan, het jy hierdie dermiljoene grade Celsius atmosfeer. Dit is iets wat aktief navorsing kry op die oomblik. As jy eendag uitvind, asseblief laat weet my heel eerste. Ek wil weet. Nee, dit is reg. Ons daar's baie teorieë en daar's baie, jy weet, as mens aannames maak, jy weet, daar's baie geskryf al daaroor, maar nie een van die teorieë is, ek wil amper sê 'n legkaart stukkie verduideliking nie. Okay. Dit is asof dit is asof die kloutjie nog nie heeltemal by die oor uitkom wat die antwoord van hierdie vraag behels nie. Watter rol speel die son in die bewoonbaarheid van die aarde en die potensiaal vir lewe op ander planete? So die son speel 'n vreeslike belangrike rol vir ons bewoonbaarheid op aarde. As ons nou net na die aarde kyk spesifiek. So die afstand tussen die aarde en die son is wat ons noem 1 AU, 1 astronomiese eenheid of astronomical unit, en dit is omtrent ongeveer 150 miljoen kilometer. En ons is presies die regte afstand van die son af waar dit nie te koud is nie en is nie te warm nie. So ons praat van die goue lokkiesone, soos die pap wat goue lokkies geëet het van die beere. Dit is nie te warm nie en is nie te koud nie. Waar die aarde om die son wentel op hierdie oomblik, is waar water in al 3 fases kan voorkom. Ons het gevriesde water, ons het verdampte water en ons het vloeibare water. En dit is hoekom lewe redelik maklik kan voortbestaan op die aarde.
So wanneer ons kyk na die ander planete, jy weet die planete wat heelwat nader aan die son is, dis heeltemal te warm. Mercurius is heeltemal te naby aan die son. Venus is te naby en hy het 'n weghardloop groenhuiseffek of 'n kweekhuiseffek. Die aarde is nou weer alright. Mars is nou weer te ver. Hy het geen atmosfeer nie, geen manier om die hitte in te hou nie en 'n klein bietjie hitte wat daar uitkom, kan hy nie eens behou nie. As gevolg van die gebrek aan atmosfeer. So die son speel 'n baie belangrike en dit is ook as ons na eksoplanete kyk. Dit is nou planete wat om ander sterre beweeg. En dan kyk ons ook na die bewoonbaarheid daarvan. Dus ons probeer soveel as moontlik inligting van die ster opsom en dan maak ons sommetjies om te sien op watter afstand is die goue lokkiesone vir daai ster. En dan kyk ons of daar dalk miskien 'n planeet in daai sone om daai ster wentel. So ja, sonder die son kan jy nie water in al 3 fases kry nie, wat beteken dat daar is 10 nie lewe soos wat ons dit ken nie. Aangesien dit die laaste dag van die jaar is en ons nog 'n keer om die son is, het ek besluit om vanaand vir ruimtefisikus Dr. Roan Stein terug te nooi na Kompas toe om te gesels oor die son, ook aangesien ons vroeër in die jaar 'n bietjie oor die maan gesels het. So ons moet dinge mooi uitbalanseer. Ek het met hom op 'n Zoom vergadering gesels. Kom ons luister verder saam. As ek reg verstaan, is 'n sonsiklus so 11 jaar lank. So kan dokter asseblief 'n bietjie meer gesels oor wat presies 'n sonsiklus behels? Ja, so die sonsiklus soos jy sê, dit is 11 jaar. So ons praat van son maksimum tot son maksimum is 11 jaar en dan tussenin is dit nou son minimum tot son minimum is ook 11 jaar. En basies wat gebeur is dat die magneetveld van die son raak baie meer aktief. Die hele son raak baie meer aktief wanneer ons praat van 'n son maksimum. So daar's baie meer sonkolle, dit is nou hierdie vlekke op die oppervlak van die son. Hulle vertoon donkerder omdat dit koeler areas is as gevolg van die feit dat die magneetveld so sterk is op daai spesifieke punt. So hulle vertoon donkerder omdat hulle koeler is, omdat die magneetveld soveel sterker is daar. En het ons baie meer sonkolle wat dan aktiewe gebiede vorm, wat dan ook die plek is waar daar baie sonvakkels en sonuitbarstings voorkom en dit is wat ons nou son maksimum noem. As ons 'n klein bietjie meer tegnies wil gaan, dan kan ons sê dat net soos by die aarde, weet ons dat die rotasieas van die aarde en die magnetiese as van die aarde is uitmekaar uit met 'n sekere hoek, jy weet 'n kantelhoek. En die son is dieselfde, daar's 'n rotasieas en daar's 'n magnetiese as en hoe groter die hoek raak tussen die magnetiese en rotasieas, hoe meer onstuimig raak die son, baie meer sonkolle, baie meer uitbarstings. Dit vat so 11 jaar, weet van 11 jaar na 11 jaar. Son minimum is dan wanneer hy weer begin bedaar. Dit is wanneer die kantelhoek tussen die rotasieas en die magnetiese as van die son al hoe kleiner en kleiner en kleiner word en dan belyn hulle amper op 'n stadium en dan het ons 'n baie meer rustige magneetveld op die son. Daar's baie minder sonkolle, baie minder uitbarstings en is baie meer rustig en dit vat ook dan nou vir hierdie hele siklus vat dit 11 jaar. So dis maksimum tot by minimum is 5 jaar en dan is dit seker nog so 5, bietjie meer as 5 jaar om weer by maksimum uit te kom. En op hierdie oomblik aan die einde van 2024 is ons baie naby aan hierdie sonsiklus se son maksimum. Dis hoekom ons hierdie jaar so baie uitbarstings gesien het. In Mei maand het ons selfs die aurora ligte in Kaapstad gesien as gevolg van die groot uitbarstings van die son. Wanneer in Mei? Die 10de Mei was daar 'n vreeslike groot uitbarsting gewees op die son en al daai materiaal van die son was toe nou na die aarde toe gemik en dan dit is nou hoe die aurora gemaak word as gevolg van dis die interaksie tussen die sonwind en die magnetiese veld van die aarde. En dan as dit 'n vreeslike sterk uitbarsting is, dan sien jy die noordelike en suidelike ligte of die aurora ten minste. Gewoonlik sien mense hierdie tipe verskynsels baie naby aan die pole, maar hoe sterker die uitbarsting is, hoe verder van die pole af sien 'n mens dit. En in Mei maand het daar mense die suidelike ligte, was al baie foto's geneem uit Kaapstad uit vir die eerste keer en ek weet nie hoeveel dekades wat 'n mens dit kon sien nie. Ek is nou so spyt ek het dit gemis, maar ek is seker as ek 'n bietjie intik op ons vriend Google, dan sal ons foto's van dit kan sien. Ja, daar's pragtige foto's. En ek wil ook sommer nou noem dat dokter, jy het 'n Facebook bladsy Sterre toe.
soos sterre en toe een woord. Daar plaas jy ook allerlei oulike foto's en video's en ek is soos 'n kind op Kersoggend. Ek kyk elke dag wat is nie daar en dis nogals lekker om te sien en dit help ook om beter te verstaan. So vir die luisteraars gaan op Facebook loer na sterre toe. Mense is baie welkom om op die blad te kom loer. Daar is 'n klomp ruimtenuus, daaglikse ruimtenuus wat eenvoudig verduidelik word op so 'n manier dat almal kan deelneem aan die gesprek. Kompas. Kragvers en knetterend. Dit pas nou so mooi in by my volgende vraag want jy het genoem van die auroras en soos ons dit nou ook ken is dit die Northern Lights as ek reg is. Ja, so in die noordelike halfrond is dit nou in die Noordpool is dan noem ons dit die Northern Lights of die noordelike ligte en dan suidelike halfrond Suidpool noem ons dit die Southern Lights of die suidelike ligte. Maar hulle albei is aurora. So dit is ek dink is die Aurora Australis is suid en Aurora Borealis is noord. Maar hulle word op dieselfde manier gevorm. En dit is soos ek nou genoem het toe die son nou gevat het as dit ware. Ons het hierdie heeltyd 'n sonwind wat wegblaas van die son af. En in die ekwatoriale vlak, dis nou waar die aarde is die sonwind. So dis deeltjies van die son wat net wegblaas van die son die hele tyd, is die spoed omtrent so 400 km per sekonde. Met partykeer gaan dit bietjie op en af. Maar wat gebeur is dat as daar 'n ontploffing op die son is, dan het jy ewe skielik, hang af hoe groot die ontploffing is, maar gewoonlik is daar 'n skokgolf wat saam met die ontploffing gaan. Daar's omtrent 'n miljard ton se sonmateriaal wat afbreek van die son af en weggeblaas word van die son. En as die aarde magneties gekoppel is met daai ontploffing, dan het jy nou al hierdie sonmateriaal wat na die aarde toe gaan. Die aarde beskerm homself met sy magneetveld. So wat gebeur is dat die sonmateriaal blaas weg van die son af, dit sien dan op pad na die aarde toe. Wanneer dit dan nou daar by die aarde kom, dan word hy bewus van die magneetveld en die magneetveld gryp dan daardie deeltjies en voer die deeltjies dan na die pole toe. Noordpool of Suidpool hang af natuurlik van die teken, positief of negatief, van die deeltjie wat nou gegryp is. En soos daardie deeltjies, dis nou hoë energieke deeltjies, deur ons atmosfeer lanseer amper wel, dis nou die teenoorgestelde van lanseer. Hy bars deur ons atmosfeer van bo na onder. Dan bots daai energieke deeltjies, sondeeltjie, met die laag van ons atmosfeer. So as dit 'n lae digtheid suurstof is, dan het die interaksie tussen die suurstofmolekuule en die sondeeltjie, daai interaksie gee dan 'n sekere kleur af. En dis gewoonlik wanneer mense die rooi auroras sien. Dan as hy bietjie dieper in die atmosfeer penetreer, dan is daar bietjie meer hoër digtheid suurstof waarmee dit bots en dan sien ons die geel en die pink aurora. En dan meeste van die tyd hier op 140-160 km bo die aarde sien ons die groen aurora waar die energieke deeltjies met redelike hoë digtheid suurstof dan nou bots en stikstof ook. Maar as ons nou praat van hoë en lae digtheid, is definitief nie asemhaalbaar nie. Dit is net relatief tot die buitenste ruimte sien ons dan dat die digtheid dan nou vreeslik opgaan, maar is nog steeds nie dig genoeg dat ons daar kan asemhaal nie. Maar dit is hoe daai aurora verskynsel dan nou eintlik maar veroorsaak word deur die energieke deeltjies wat weggeblaas word van die son. En daar's niks mooier nie. Dis my groot droom om dit in persoon te sien eendag. Het jy dit al gesien, dokter? Ek het dit nog nie gesien nie. Ek het dit al nagejaag. Ek het vir 'n ruk in Engeland gewerk en in die noorde van Engeland, daar teen die grens tussen Engeland en Skotland en ek was al in Engeland gewees waar daar groot uitbarstings op die son was, maar dit is so bewolk hier so die hele tyd in Engeland dat dit is 'n bietjie moeilik partykeer om die aurora te sien. So ek het dit nou nog nie beleef nie, maar dit is op my doenlysie van goed wat 'n mens moet beleef. Ja, ek dink ons sit dit sommer op ons nuwejaarsvoorneme vir 2025. Ja, absoluut. En nou is die beste tyd, 2025 is die beste tyd om die aurora te sien as 'n mens net op die regte plek is, omdat ons nou naby son maksimum is daar nou baie uitbarstings op die son, so jou waarskynlikheid om die aurora te sien is baie hoër. Ek sê vir die luisteraars, ons het gepraat oor vakansie oor see hou en ons het gepraat oor werk oor see en ons praat oor matriekvakansie. So ek dink julle almal moet julle lewe beplan rondom hierdie aurora sodat as julle buiteland toe gaan dat julle dit kan sien. Absoluut. Een laaste vraagie, ons jong mense is nou baie geheg aan ons tegnologie. So ek wonder hoe beïnvloed die sonstorms ons tegnologie?
Ja, geweldig baie is die kort antwoord. Die beter antwoord of die klein bietjie meer kontekstuele antwoord is dat as gevolg van hierdie storm, soos wat ons nou verduidelik het, is dat jy hierdie hoë energie deeltjies wat van die son af wegbars op pad is na die aarde toe en die enigste manier hoe ons onsself regtig teen daai deeltjies kan beskerm is maar 'n magneetveld of die atmosfeer. Dis hoekom ons nie regtig bestraal word tot 'n gevaarlike mate op die aarde nie, want ons magneetveld beskerm ons teen daai deeltjies en ons atmosfeer beskerm ons teen daai deeltjies. So daar's bitter min deeltjies wat dit maak al die pad tot waar ons leef. En hulle het gewoonlik op, jy weet, breek op in 'n klomp ander deeltjies teen die tyd wat dit deur die digte atmosfeer gebreek het. So, die eintlike om terug te kom by die tegnologie is maar net dat omdat die satelliete om die aarde wentel en daar is nie 'n atmosfeer wat daai satelliete beskerm nie. Hulle is nog steeds binne in die magneetveld van die aarde, en die magneetveld is baie swakker op sekere plekke waar hulle nou wentel. So die uiteinde is dat as daar 'n groot storm is, dan is daar 'n kans dat daai energieke deeltjies reg deur daai satelliet beweeg en die elektronika beskadig. Dit is maar baie soos mense wat hulle TV-toestelle, hulle rekenaars en hulle Wi-Fi routers en so aan uitprop gedurende 'n donderstorm. Want basies wat gebeur is dat as daar 'n stroom, 'n elektriese stroom is wat deur jou TV gaan, 'n geïnduseerde stroom wat deur jou TV-toestel gaan en hy hoort nie daar nie en is nie in die regte rigting nie en is ook nie in die regte intensiteit nie, dan breek die elektronika. Dis so eenvoudig soos dit. En dis maar dieselfde, die satelliete kan letterlik net breek. En natuurlik ons afhanklikheid van die satelliete is groot. Dis internet, dis GPS'e, ja, alles op die internet, stromingsplatforms, weet, ensovoorts. En daar kan natuurlik ander goeders ook wees, weet, soos geomagnetiese storms waar die elektrisiteitsnetwerke op die aarde kan beïnvloed word vir baie dieselfde rede. So ja, dit is hoekom ons ruimte weer voorspelling het. So dit beteken dat ons kyk na die son, ons monitor die son die hele tyd met 'n hele rits satelliete wat om die son wentel om te sien wanneer daar 'n uitbarsting is, hoe groot is die uitbarsting en dan kan ons baie vinnig uitwerk of dit 'n effek gaan hê op die aarde al dan nie. En as dit 'n effek op die aarde gaan hê, dan probeer ons voorstel wat is die effek daarvan en dan probeer ons uitvind wat kan ons doen om die tegnologie te beskerm. So net soos wat jy jou TV kon uitprop en wag vir die donderstorm om verby te gaan en dan prop jy nou net weer die TV in, net so kan satelliete in 'n tipe van 'n safe mode ingaan om te sê, okay, skakel die satelliet nou af, wag vir die storm om verby te gaan en skakel die satelliet dan weer aan en dan sodoende sal die satelliet dan nou minimale skade opdoen. Baie dankie vir die werk wat julle doen om ons tegnologie te beskerm. Julle is die eintlike heroes. Ja, nie alle heroes dra 'n mantel nie. Ja, 100% dit. Ag dokter, ek kan met jou praat vir ure want hierdie is vir my so interessant. Ek leer so baie by jou, maar ongelukkig het ons alweer net soveel tyd vanaand. Baie dankie vir jou tyd en vir al die inligting. Ons sal maar weer moet gesels. Dit is 'n groot plesier. Dit is altyd lekker om hier so op Kompas te gesels. Ons gesels definitief weer iewers in die toekoms en 'n voorspoedige 2025 vir jou en al ons luisteraars. Baie dankie dokter, selfde vir jou. Lekker aand. Lekker aand, bye. Ons sluit nie net vanaand se episode af nie, ons sluit ook 'n jaar af. 2024 was 'n jaar van verandering. Ek moet sê ek het dit in my lewe ervaar en ek het dit om my gesien. Positiewe verandering. Hoe sê hulle, die enigste konstante is verandering. Ek hoop jy sluit jou jaar vanaand op 'n hoogtepunt af met vriende en familie of geliefdes of as jy verkies om tyd alleen te spandeer, is dit my wens vir jou. Ek weet nie almal van ons is sosiale vlinders nie. Waar ook al jy in die wêreld is en waar ook al jy in jou lewe is op 'n persoonlike vlak. Ek hoop jy gaan vanaand bed toe en word môre wakker en voel nuut. Elke dag is in elk geval 'n nuwe begin. Ek gaan nie môre op die lig wees nie, so ek sê vir jou voorspoedige nuwe jaar. Alles wat mooi is vir 2025. Geniet die res van jou aand. Soos altyd, kyk ekstra mooi na jouself. Ek stuur baie liefde. Tot volgende jaar. Totsiens.